In 1 Korintiërs 13 vers 13 rond Paulus af na sy redevoering oor die liefde as die allerbeste manier van leef, selfs beter as die geestesgawes. Hy skryf, en nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie, en die grootste hiervan is die liefde. In die Nuwe Testament vertaling van Stefan Joubert en Jan van der Walt staan daar, nou bly daar drie vaste padaanwysers oor vir ons elkeen. Geloof, hoop en liefde. Die heel grootste en heel belangrikste hiervan is die liefde. Soms help dit om te kyk hoeveel keer 'n spesifieke woord in 'n Bybelboek gebruik word. Dit kan 'n aanduiding wees van 'n deurlopende tema of dat die skrywer 'n belangrike saak wil beklemtoon. 'n Mens kan dit ook in die Nuwe Testament doen en om dit in die oorspronklike Grieks te doen is nog beter. Nou sonder om in te veel detail in te gaan, noem ek net 'n paar van die woorde wat die meeste in die Nuwe Testament gebruik word. Ek praat van werkwoorde en selfstandige naamwoorde. Omdat Paulus oor hoop skryf, het ek dit gaan opsoek. Die Griekse woord vir hoop kom nagenoeg 80 keer in die Nuwe Testament voor. 'n Baie kragtige getuienis hieroor lees ons in Hebreërs 6 vers 18 tot 19, waar die skrywer ons verseker dat ons hoop, ons vaste verwagting in God self geanker is. Lees dit gerus self. Woorde en begrippe wat nog baie meermale in die Nuwe Testament voorkom, is onder andere om te ken of te leer ken, soos byvoorbeeld in Filippense 3 vers 10, al wat ek wens is om Christus te ken. Die woord word meer as 220 keer gebruik. En dan, om te glo of te vertrou, meer as 240 keer. Ons het hierdie week begin deur saam te fokus op agape liefde. Agape, wat onselfsugtige, onvoorwaardelike, goddelike liefde beteken, word in die Nuwe Testament 116 keer as selfstandige naamwoord gebruik en 143 keer in sy werkwoordvorm. Saam is dit meer as 250 maal. 'n Hele 55 keer of meer word agape of agapao as 'n opdrag gegee. Dit word meer eksplisiet beveel as enige ander deug of vrug of selfs gawe van die Gees. Dit geld vir elke verhouding met God, jouself, jou naaste, jou huweliksmaat, met ander gelowiges, met vreemdelinge en helaas selfs met jou vyande. Lees gerus Matteus 5 vers 44 en Lukas 6 vers 27 tot 35. Hierdie liefde, wie God self is en wat hy self in elkeen van sy kinders se hart uitgestort het, Romeine 5 vers 5, dit vorm die sentrale opdrag en die etiese kern van Jesus se lering en van Paulus se toepassing. Dit word vir ons gegee as 'n bevel, 'n opdrag om dit te leef. Al kos dit jou gemak, jou ego, selfs jou lewe. Soos Jesus dit stel onder andere in Johannes 15 vers 12, dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Agape liefde is altyd onvoorwaardelik en onselfsugtig. Dit is nie net 'n mooi idee nie, dit is Jesus se opdrag. Dit is ons nuwe identiteit in Christus en moet ons leefstyl wees. Ons het God se hulp elke sekonde hiermee nodig. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie ongelooflike geloofswaarheid dat U, wie se naam liefde is, dat U liefde in ons harte uitgestort het. Dankie vir die opdrag om lief te hê, om onvoorwaardelik en onselfsugtig lief te hê, soos ons Here en Koning Jesus Christus. Help my ook elke oomblik van hierdie dag en elke dag om dit uit te leef asseblief. Amen.